Ek wil baie graag praat oor die lewensiklusse van bosluise. En hierdie konsep moet baie mooi verstaan word. En hierdie konsep verduidelik ook hierdie lewensiklusse waarom daar nie net ingestorm kan word en bosluise gedip kan word nie. Dit moet strategies gebeur omdat daar 3 groepe bosluise is. 'n 1 gasheer bosluis, 'n 2 gasheer bosluis en 'n 3 gasheer bosluis. En ek verduidelik dit in mooi prentjies op ons blog oor waar hierdie bosluise voorkom en ook op YouTube sal dit gewys word. 1 gasheer bosluise is daar 3 groepe. Die een is die Afrika blou bosluis, is inheems. Die tweede een is die Asiatiese blou bosluis. En dan natuurlik is daar 'n winterbosluis, dit is die perdebosluis wat ook 'n effek het op perde veral in die wintergebiede en dan ook in bepaalde Karoo streke. Maar hierdie 2 een gasheer bosluis spesies dra rooiwater en galsiek aan beeste oor. Die Asiatiese blou bosluis kan beide siektes oordra. Die Afrika bosluis kan net of Afrika rooiwater oordra of hy kan galsiek oordra. En hierdie 2 siektes, die Afrika rooiwater noem ons Babesia bigemia en dan die Asiatiese, die dodelike meer virulente rooiwater van die Asiatiese blou bosluis word Babesia bovis genoem. Rooiwater is die tweede belangrikste bosluisgedraagde siekte van ekonomiese belang in Suid-Afrika. Data wil dit hê dat 35% van Suid-Afrika se beesbevolking is blootgestel aan rooiwater. Dit is die groep bosluise wat hulle ook redelik vinnig weerstandig selekteer teen bosluisdoders mits dan net ingestorm word en voor die voet sonder denke, sonder inligting, sonder kundigheid gedip word. 1 gasheer bosluise, soos ek genoem het, dra ook galsiek oor. Maar galsiekte word ook deur 5 ander spesies oorgedra, as ook bloedsuiende steekvliee. Galsiek se persentasie behoort daarom meer as 35% te wees. Dalk so wat 50% of meer weens die ander vektore se bydra tot die oordrag van galsiekte of anaplasmose marginale. 2 gasheer bosluise heg as 'n larwe aan op die gasheer. Kom ons praat nou hier spesifiek van die rooipootbosluis en die breinoorbosluis. Maar 'n breinoorbosluis onthou is 'n 3 gasheer bosluis, maar kom ons bly by die 2 gasheer bosluis rooipote. Die larf klim op met die pote of hy klim van die gras af op die gesig en dan beweeg hy in die beeste oorkanaal af. Daar voed hy vir so wat en hy bly in die oorkanaal en hy omvorm en dan kom hy as 'n nimf uit, neem weer 'n bloedmaal en dan eers val hy uit die oor van die bees uit en dan vir sy 3de tydperk dan klim hy weer op die bees en dan gaan hy meestal van die tye na die anus toe of na die melkspieël toe, terwyl die 3 gasheer bosluis, die breinoorbosluis, in sy volwasse stadium verkies om na die oor toe te gaan. Dit beklemtoon die dipmaster se strategie om kolbehandeling te doen daar waar hierdie groepe bosluise konsentreer. Die rooipootbosluis is 'n bosluis wat bietjie onderskat word. Dit is ook 'n bosluis wat rooiwater kan oordra. Sy naam is Rhiphocephalus evertsi. En die bosluis klim op die gasheer as 'n larwe, migreer na sy oor en voltooi sy siklus as 'n larf en 'n nimf in almal ongeveer 14 dae. Die bosluis wyfie se tydperk op 'n gasheer is sowat 5 dae, waarna sy afval as 'n volwassene om eiers te lê. Meeste volwasse rooipootbosluise voed onder die stert en om die anus van hulle gasheere as volwassenes. Siektes wat aan rooipootbosluis verbind word is galkoors by perde, by beeste potensieel wiskuskoors, beestelerose, spirageketose en 'n gifstof wat in die bloed vrygestel word
wat lente, verlamming by kalwers veroorsaak. By mense is hierdie gifstof bosluis bytkoors. Die bontpootbosluis, 3 van die 21 spesies wat wêreldwyd erken word, kom in Suid-Afrika voor. Die groot bontpootbosluis is ook 'n twee-gasheer bosluis, saam met sy ander broer, die bontpootbosluis en die gladde bontpootbosluis. Siektes van hierdie groep bosluise is slegs bosluiskoors by mense, maar hul bytwonde veroorsaak sekondêre skade deur infeksies, letsels, sere, swamme, verlamming, afsterf van sterpunte, spene, vrotpootjie en die beesbrommer, die blou bottel of die Chrysomia bezania val die wonde van hierdie spesifieke bosluis aan. En dan het hulle ook die vermoë om toksiese speeksel te dra wat verlammings veroorsaak, wat van een geslag bosluise na 'n ander geslag kan oorgedra word. 3 gasheer bosluise, is nou die laaste groep, is hoofsaaklik die bontbosluise naas die breinoor-bosluise. Bontbosluise kan in optimale klimaatsomstandighede hul lewensiklus in 5 maande voltooi. Onder ongunstige omstandighede kan hierdie bosluise lewensiklus rek en dit tussen 1 en 3 jaar voltooi. Larwes kom veral in die laat somer en die vroeë herfs voor en dan weer in laat lente. Nimfe kom veral in wintermaande en lente en vroeë somer voor. Volwassenes is meestal aktief in die somer. Ander matige kusgebiede mag 3 gasheer bosluise se lewensiklus gelyktydig voorkom omdat vog en temperatuur dit nie inperk nie. 3 gasheer bosluise se maaltyd op 'n gasheer is tussen 5 en 7 dae, waarna hulle van die gasheer afval om te ontwikkel na die volgende fase. Die wyfie gaan in haar laaste fase dood na eierlegging en in haar laaste fase moet sy bloednamal neem voordat sy bevrug word en afval, losmaak en waarna sy 'n geskrikte skuilplek in die grond vind om haar eiers te lê. Die laaste stadium van eierlegging duur 'n paar dae, waar tydens die wyfie tussen 3000 en 18000 eiers lê. Die getal eiers verskil ook tussen die verskillende spesies. Ek het genoem van die 2 gasheer bosluis en ek het ook genoem waar dit strategies belangrik is om hierdie diere te dip. Met ander woorde, as ons praat van breinoor-bosluise en rooipootbosluise, dan is die op die skof en op die skouer of voor op die bors 'n belangrike plek om te dip. Toediening op die nek en op die skouers graviteer af teen die nek en bene, versprei ook vernoegsaam om die bosluisbeheer in die ore te doen, waar jong onvolwasse bosluise effektief beheer moet word. Dit strategiese dip en teikendip verhoed ook dat daar strukturele skade kom aan 'n dier se ore. Die tweede posisie is natuurlik die kruis en die stertwortel. En in die verskillende fases van hulle siklus migreer rooipootbosluise wat in hulle eerste en tweede fase hulle oor voltooi het, hulle volwasse fase na die stert en ook in die stertwortel en ook om die anus. So as jy vir my bosluise wil oes, dat ons dit moet identifiseer, soek maar om die anus en soek maar op die stert se punt en daar teen die melkspieel en teen die spene af. Verskeie ander groepe van ekonomiese belang heg ook om die stertwortel, die anus en die kruis, die melkspieel en ook die stertpunt van die gasheer. Hierdie is net hierdie is 2 blou bosluis spesies, bontbosluise, bontpootbosluise, breinoorbosluise en blinkbreinbosluise. Effektiewe strategiese beheer moet ten alle tye op hierdie groepe bosluise plaasvind om die volwasse bosluis se lewensiklus te verbreek, te verhoed, aanwas te voorkom en klein bosluisies voordat hulle volwasse word uit te skakel. Naas bosluisgedragte siektes veroorsaak die bytplekke van verskillende spesies bosluise nekrose, sere met ander woorde,
verliese aan spene en skade aan hulle organe, en wonde het altyd die potensiaal vir sekondêre bakteriese en parasitiese infeksies wat na sere ook skroewormbesmettings ondersteun.